Deur die Gees alreeds beweeg. Die Gees alreeds mense se lewens aanraak. Die Here, ons kom hier saam nie vir onsself nie. Ons kom saam oor U wat in ons lewens is. Ons kom saam om U liefde, U Gees, ons saam bind. Ons kom saam, want deur die woord sê dat wanneer ons saamkom, Here, dan is U in ons midde. Here, ons is vir ons saam, ons het mekaar nodig. Ons kom saam. Want ons hoort by mekaar, Here. Ons is familie, ons gee om. En Here, ons eer U vandag deur ons samekoms om te sê, it's all about you. It's all about you, Lord. Ons dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. En dan baie dankie. Jy kan sit lekker neer. Ons wil hoor oor die kant, ek weet julle gaan baie hard werk in die week. Hoe voel julle oor 'n prys en worship hour volgende Sondag? Yes. Hoe voel julle vir hierdie dag? Is dit reg? Okay. Is jy nie hier nie? Okay. Waar sal dit nou hou? Dit is 'n lekker prys en worship. Baie dankie. Die volgende keer dan saamkom en help die Here groot maak en hom eer daarin. Ek wil graag geleentheid gee by ons begin met ons geleentheid gegee vir getuienisse, maar Cassie kan vir jou vra as jy eers wil kom. Sy het vra as hulle graag getuienis wil deel gee, daarna gaan ons ander mense ook kans gee om dan ook te deel wat hulle op jou hart het. Ek weet vir baie mense staan nie. Jy die moeilikste tyd in jou lewe te doen. As jy een persoon aan jou kant het, kan jy enige iets verwag. 5 weke terug het ek letterlik en figuurlik in 'n donker sloot gesit. Ek wou net alles eindig, want dit was net te veel. Maar ek het een persoon gehad. Wat ek klere langs my in die môre kom sit het. En vir my gebid het dat ek kan weer opstaan. My gevraag of hom 2 dae gee net om hier my probleme te maak en my laste te probeer minder maak. 5 weke later staan ek hier met 'n tattoo op my arm wat my herinner dat dit nie die einde is nie. My storie gaan aan. En as jy elke dag lewe feite beveer, dan is er hoop. En jy kan aangaan. My 13 reasons why gevat en vir my duidelijk gegee om te bly. Ek weet nie wie van julle het pastoor se status gesien gister nie. Maar toe ons uit die sloot uitklim, het hy vir my 'n dandelion gepluk. Gesê, meeste mense sien dit as onkruid. Maar daar is 'n ander manier om daarna te kyk. Daar is 1000 mense. As jy hom blaas en die goedjies fladder so, dan daar het jy 1000 mense. En jy kan aangaan. As jy een persoon het wat aan jou kant is en wat jou sal help om terug te beweeg na die Here toe, kan jy aangaan. Ja, dit is 'n voorreg laat kan wees. En dis bes wil hê dat die Here wil hê ons moet doen. Maar nog iemand van getuienis om deel die Here vir ons te doen. Nog iemand. Iemand nie. Asai. By hom. Ek maar net iets van. Jy maar as jy nie daar praat, okay. Ek net deel so bietjie meer as 2 maande terug het ek bietjie slegte nuus gekry. Ek het nie gedink ek gaan vandag staan nie. Pastoor het wel op die goed gesit ons moet bid, want die dokter het reg gesê ek sal nie wees nie. En hoeveel mense het my gebid het en gebel het en my gesê, hulle snaaks so, ek het nie gebid dat ek
net genoeg gesond word nie. Hulle het gestuur na die regte mense na my kom. Hulle het eers gesê, as ek gelukkig is volgende jaar Januarie sal ek werk. Ek wil net sê die genade van die Here, is ek terug, ek is gesond en ek het alweer begin werk. Baie dankie. Ja, dit is groot, wat weer. Dit is ook sê as jy saam bid, daar is krag in gebed. Ek het my gevra, wanneer laas jy wonderwerk gesien? Dat was 2 gehoor. 2 wonderwerke, waar die gesprek was na die persoon tot die einde. Nog ons gesê nog die einde. Die sy lewe nie ons lewens. En elke keer vir ons daar die geleentheid het, elke keer vir ons daar die hoop het, en toe sê, maar wie dit echt gaan voortgaan, want God is met my. En ja, was ons daar by hom gewees, was vrees gewees, maar vandag geloof is dat geloof, dit reg so. Die vrees is weg en die geloof gestaan, en ons eer die Here vir daarvoor. En volgens so 'n bietjie, rondom God se woord deel gedagte wat in die week by my opkom, en ek het 'n nuwe Facebookblad gekry oor die kerk. Dit is so opgewonde om te lees hoe iemand positief is vir die kerk. Hoe iemand aanmoedig om kerk toe te gaan en betrokke te raak, en deel van die opgewondenheid wat die persoon is, hoe die gebed moet 'n groot rol speel in die kerk. Dit kan nie sonder gebed gaan nie. En die pastoor deel 'n getuienis, en hy sê, hulle kom op 'n plek en hy is besig in 'n hofsaak om vir 'n kerkpastoor te veg, dit is sy werk gewees, en hulle moet gaan en die saak gaan beveilig, en terwyl hulle daar sit in die kamer, sê hulle, hoor, dit lyk nie goed nie. Want hy is een prokureur, wat nie betaal word nie, en die ander is 12 prokureurs, wat betaal word, om hulle saak te beveg. En hierdie man sê, weet jy, wat ons kan doen, ons gaan bid. En die eerste stap dat hulle neem is, hulle gaan sit elkeen in 'n hoek en hulle sê, kom ons kom skoon voor God. Dis nogal interessant. Om skoon te kom voor die Here en sê, kom ons by elke las af, elke sonde, en die pastoor stap na die hoek toe en hy staan in die hoek. En die ander is aan die ander kant se hoek en hy hoor net hoe hierdie ou sondes bely en dit word af van die aas. En hy wonder nou, wat moet hy nou doen? En hy moet nou dit doen. En die ou draai party om en sê, hoorie, wanneer begin nie nou die sondes bely? En hy gaan toe, hy begin sy sonde bely, die Here wys hom van dit bely as sy sonde. En dan kom hy mekaar en sê, kom ons begin nou bid vir hierdie saak. En dan bid vir hierdie hofsaak aangaan. En die gebed is so, en dan gaan aan, en op het hy sê die ou, ek bid dat hierdie 12 prokureurs verward sal raak. Ons is 1, hulle is 12. En die volgende oggend kom hulle in die hof, en daar staan die regter gestaan vir hierdie pastoor te veg. En jy vra, hoorie, kan ons goed by die ander prokureurs hoor, wat sê hulle saak? Hulle sê, hoorie, gisteravond het ons nog allemaal saam gestem, maar vanoggend. Dis 'n chaos tussen ons wil nie saamstem nie. En na 1,5, toe word die saak uitgegooi, en dis die krag van gebed. En wanneer ons saamkom, moet ons besef dat gebed is een van die crucial necessities of the church. Want sonder gebed is ons kragteloos. En volgende gaan ek met julle deel rondom die talente, en ek dink julle almal ken die verhaal van die talente, wat ons in Matteus 25 lees, dit is so lang raai so toe. Hoe hierdie talente geaffekteer word, hoe dit die kerk affekteer wanneer ons hierdie woorde lees vandag. Want jy sien, gebed is lekker om te sê, ek ons bid vir versoeke. Maar as ons so 2 weke, 3 weke terug, ons op vrydag aand hier so begin, en ons sê, weet jy, hierdie jaar, hierdie kwartaal, gaan sy kwartaal maak van gebed. We need things to change. Ons het nodig te dinge verander. Nie net in ons eie lewe nie net in die kerk, maar in ons gemeenskap. En ek dink wanneer 'n gemeenskap gaan saam bid, imagine wat se krag daar gewees. Want daar is niks wat teen die krag van God kan staan nie. Want God gaan maak. Sodra hy begin beweeg, dan kan niks omkeer. Die verhaal van die gelykenis, ek het gevra, lees van vers 14 af. Dis hele lang gedeelte, maar die hele gedeelte sê, want dit is soos 'n man wat op reis wil gaan en sy diensknegte roep, en hulle sy besittings toevertrou. En aan die een gee hy 5 talente, en aan die ander 2, en aan die ander 1, aan elkeen na sy vermoë, en hy het dadelik op reis gegaan. En die een wat 5 talente ontvang, het hy daarmee gegaan werk, en 5 ander talente gewin. Net so die een wat 2 het ontvang, self ook 2 ander verdien. Maar hy wat die een ontvang het in die grond begrawe en geld van sy heer weggesteek. En na 'n lang tyd het die Here van hierdie diensknegt kom en met hulle afgereken.
En die een wat die 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander talente, en sê, meneer, 5 talente het jy aan my toe vertrou, hier het ek 5 ander talente daarby verdien. En sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vrede van jou Heer. En die een wat die 2 talente ontvang het, kom ook en sê, meneer, 2 talente het jy aan my toe vertrou, hier het ek 2 ander talente daarby verdien. Sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vrede van jou Heer. En die een wat die 1 talent ontvang het, kom ook en sê, meneer, ek het u geken, dat u 'n harde man is, wat maai, waar u nie gesaai het nie, en by mekaar waar u nie uitgestooi het nie. Omdat ek bang was, het ek gegaan en die talent in die grond weggesteek. Hier het ek u, hier het u, wat aan u van my behoort. Maar sy heer antwoord gesê vir hom, jou slegte en leie diensknegt. Jy het geweet dat ek maai waar ek gesaai het nie, en by mekaar gemaak waar ek nie uitgestooi het nie. Daarom moes jy my geld by die wisselaar gestort het, en ek so by my koms, wat aan my behoort, met rente ontvang het. Neem dan die talent van hom weg, en gee dit aan die een, wat die 10 talente het. Tot so ver. En dit was al ken die verhaal. En die tema van vanoggend is, wat doen jy? Dus jy vir 'n tiener vra, en hulle stap in die kerk in, en jy vra vir hulle, wat doen jy? Dan weet hulle, is dit nie moeilikheid. What are you doing? Wat doen jy? As 'n man by die huis instap en sy vrou sê vir hom, wat doen jy? Dan gaan jy dink, wat het ek nou weer verkeerd gedoen, en haar studeer sy gedagtes. Maar wanneer mens hierdie talente gedeeltelik het, en sien dat hy die 5 en die 2 keer iets gaan doen. En die een wat 1 talent ontvang het, niks gedoen. En die wat gedoen het die woorde ontvang, dat ek elke van ons graag eendag wil hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Nou as jy diensknegt is, dan is jy diensbaar. En as jy diensbaar is, dan doen jy dit wat die meester van jou verlang. Dis die storie. When you are a servant, you are doing what your master wants you to do. So hierdie ouens het 5 talente ontvang, en die meester gesê, dit vertrou ek jou toe. En hy het 5 gevat, en hy het gaan doen. En hy het gaan boeke, en hy het gebring, die nog 5 gebring. En interessant, jy het 1 talent gekry het. Waarmee het hy begin? Met 'n verskoning. En dit elke van ons ken die vlak van verskonings. Here, ek wil graag dit doen, maar ek kan nie nou dit doen. Here, ek weet u wil hê ek moet dit doen, maar kan ek dit môre doen? Elke van ons ken hy, want ek is self skuldig daaraan, dat die Here al baie vir iets gesê om te doen, en sê, Here, maar ek het nou lus, ek is 'n bietjie moeg, kan jy nie by iemand anders stuur nie? Maar God het jou te vertrou met dit. En selfs wanneer ons praat van gebed, is dat dis 1 deel in God se woord wat hy sê almal van ons kan doen, is gebed. Wie van julle het nog nooit gebid? Wag, dis maar. Gebed is deel van elke van ons lewens. Dit moet deel wees. Selfs toe Jesus by hierdie tafel gesit het, waarmee hy begin? Hy begin met 'n gebed. Voordat hy na die kruis toe gegaan het, het hy in die tuin van Getsemane ingegaan en hy het gaan bid. Hy het in die oggend vroeg opgestaan om tyd saam met sy Vader te spandeer. Hy het gesê, dis vir hom belangrik om te bid. As dit vir Jesus belangrik is dit nie vir ons ook belangrik nie. En kom ons wees eerlik met onsself. Hoeveel tyd spandeer ons op gebed? En nou as ek 2 verliefde kindertjies daar in 'n restaurant gesien, en hulle is aan mekaar vas, en hulle gesels hand in hand, 2 ure, 3 ure lang, praat hulle 2 met mekaar. Hoe lang praat ons met God? Hoe lang praat jy met die Here? Of dink jy na hierdie ryk hierdie afsê, maar mense sê, gaan. Kyk sê, hoe lang het ons nie stil gesit? Tydjie nie. Ons het dit nie gejaag. Soms moet jy net rustig raak. En die horlosie afval,
Die selfoon buitekant sit, moenie jou selfoon gebruik vir 'n Bybel nie. Dit buite sit en tyd uitkoop, want dan begin jy weer die regte ding te doen, bid vir mekaar. Bid, praat met die Here. Want dan begin ons, waar ons moet begin, by God. Jy sien, daar's 'n woord wat die Here sê, hy sê die hele wet word in hierdie 2 opgedeel. Jy die Here jou God lief hê, met die hele hart, die hele siel, die hele verstand, en dan die jou naaste lief hê, soos jouself. Wie is die eerste? God. Wie is tweede? Ja, jou naaste. En derde is jouself. Ek wil vrydag al amper die eerste ding geboek word en die Here vir die ding verwys. Die kan gestuur. Daniel, kan jy gou met my dood so instap in die spieël laat in die muur sien. En die Here wys my hierdie deel en ek wil dit vanoggend met julle deel dat hoekom ek dit met julle deel is ons as kinders van die Here leef in 'n era waar dit eers gaan met jou droom, jou wil, jou plesier en wie jy is. En dat ons baie keer ons hoor self van mense dat jy kan hardloop in hierdie wêreld, maar jy moet jouself vind. Jy moet doen wat jou gelukkig maak. Want dit is nie woord. Jy moet doen wat jou gelukkig maak. Jy moet net met mense wees wat vir jou goed is. Baie dankie dan. En die beeld wat die Here my wys is, dat wanneer ons begin doen in ons lewe, dan kyk ons so in die spieël vir onsself. Op plaas dat dit erg. En hoe nader die spieël aan my is, hoe minder sien ek julle. So hierdie spieël dophou, dan sien ek so ander is 'n grys hare. Daar's dan reg vandag, so nie daar is miskien hoor as daar's nie. Maar ek sien nie meer die mense agter my. Dit voel amper soos lockdown tyd, dit is so 'n kamera moet spreek. So. En God wil hê dat jy die spieël van jouself al wegvat. So die ander mense kan begin raak sien. So wanneer ons na jou talente kyk wat die Here ons gegee het, dan moet ons begin leer dat ons moet na God kyk, ons leer die meeste leer, en ons moet na ons medemens kyk. Heel laaste na jou self. As ons self gedrewe is, dan gaan ons op 'n plek wees wat ek dit gaan vashou wat myne is en niks daarmee gaan doen nie. Daardie ou het homself geregverdig. Luister nou mooi, hy het homself geregverdig oor die verkeerde wat hy mense doen. Wie het al gehoor dat hy moet nie 'n straat vir jou so oorsteek jy moet nie eens moeite doen om toe te gaan. Ken jy daai woord? Dat as mense nie vir jou sorg en jy nie is worry oor hulle nie. Wat sê God se woord? Go for it. Gaan na hulle toe, alles sal teen jou. Doen dit nog steeds. Die duiwel gaan daarop uit om ons te stop om te doen. En ons gee al die redes. Hoe hy kan in die rug gesteek. Ek gaan nie met hom praat en die Here kan maar met hom werk met ander mense. Nee, want ek het vanoggend my voet gebreek, ek gaan nergens in loop nie. Nie te tel vir. Ons dink al die verskonings uit en al die verskonings kom terug na wie ek is. Die spieël. Ek sien die spieël raak, maar vergeet dit wat God wil hê. Ons wil doen. Dit die Here God eerste lief hê. As jy nie eens 5 minute 'n dag aan ons spandeer, is hy jou eerste liefde of nie? Nee. Gaan kyk hoe die blomparkies so vry hulle, hoe lank kry hulle? Hoe lank sit hulle gesels hulle? Hoe kan hulle net uit, hulle sit so uit aan by mekaar uitgekom. Maar ons kan eers met God doen. Hy sal ons spandeer. Ons het genoeg verskonings. Ek is moeg. Hierdie sal verstaan. Ek moet goed maak, jy het vir my droom, en jy was daai stres. Nee. If God is your first love, you will start doing what He wants you to do. Jy sal dit doen tyd spandeer. Maar wanneer jy tyd spandeer gaan, jy besef eerstens, ek dink baie van ons weet nie eens wat se talente God vir ons gegee het. Daai talente is nie sing dan, dit is absoluut geleenthede wat vir jou plaas in jou hande volgens jou vermoë om iets om te doen. Dit is die akkerste ding wat jy in die hemel kan hoor. En vir die slegste dinge ooit
wat jy by Jesus nie mag kan hoor. Jy het dit gemis. Maar hy sê, die lewe wat hy vir jou wil gee, wat jy wil gebruik om te hoor, jy het gemis. Ons lewe vir die bestuur van die wêreld, vir die gebak van die wêreld. En toe die apostels, julle ken Filippense, verbly in die Here, herhaal verbly in die Here. Dis in 'n tronk geskryf. Hoekom? Sy eerste liefde was God. Sy tweede liefde was sy medemens, heel laaste tyd en na hom kyk. Terwyl hy na God gekyk het, terwyl hy na sy medemens gekyk het, het hy vrede ervaar. Interessant. Maar as hy die spieël gehad het, en gekyk het hoe hy lyk, hy sit in die tronk, dan sou hy nooit aan die feestes Filippense geskryf het. Nooit. Ek wil hê dat ons daai spieël wegvat. Dat ons nie soos daai een ou wees, wat een talent gehad het, en sê, weet jy wat? Ek weet wie my Here is, ek weet wat doen nie. Al die verskonings het gedink. En dat letterlik begrawe het, en nooit weer daaraan gedink het, totdat die meester in wat teruggekom het. Dan het ek gewerk vir dit, totdat die meester gekom het. En ek wil vandag weer vra, wat doen jy? Wat doen jy met elke Sondagse preek? Wat doen jy in jou stilte tyd? Wat doen jy wat God op jou hart gelê het? Wat doen jy as jy verby iemand stap en hy het God nodig en God sê vir jou, gaan na hom toe? Wat doen jy as jy hoor iemand het die kos nie? Wat doen jy as jy hoor iemand het die krag nie? Wat doen jy as jy iemand sien as die pad? En sê baie uit die pad wiel. Ek weet ons almal bang om dit te stop, maar ek dink wie nou reg sê dat dit stop sal so met petrol. En die volgende dag staan die man anders dieselfde plek so met petrol. Wat doen jy met elke geleentheid wat God jou gee om iets rond te doen? Vat jy daai muntstuk en jy sien dit en jy steek dit weg of sê vandag vir die Here, hier is ek. I want to do what you want me to do. Want toe Jesus homself voorberei vir die tafel en hy het Getsemane gegaan het, glo die duiwel so spieël begin nader bring, dat Jesus nog nie kyk na homself. Want hy sê, dit is so onregverdig wat gaan gebeur met my. En die duiwel wil hy sê so voor ons sit, maar ek dink toe Jesus as ons op weg gaan en hy sien weer God die Vader, hy sien weer die mense, sy medemens, vir wie hy dit wil doen, nie homself nie. Toe hy skien so weg van, toe sê ek, nie my wil nie, maar u wil nie. So wanneer ons bid, hoeveel tyd spandeer ons swak presteer? Ons is so geneig om net vir onsself te bid. Ek kan nou nie vir Johnny sê, ek kan nie my soek as so ook al wys. Hoeveel keer spandeer ons tyd om onsself mooi te maak in hierdie spieël? Hoeveel tyd spandeer ons om seker te maak dat hare is reg, die das is reg? Hoeveel keer elke keer as jy by spieël verbykom, wie vir julle kyk altyd of alles op reg is? Ons doen dit. So wat is die spieël? Dis ons lewe. Draai om hierdie spieël om te sien wie jy is, hoe jy lyk, wat is reg, wat ander mense van jou gedink. Op die einde van die dag wil God hierdie spieël moet weggehaal word, dat jy weer hom kan sien in jou medemens. Want dis waarvoor God jou geroep het. Hierdie talente, hierdie 5 talente, die 2 talente, die 1 talent, was gegee deur God. Elkeen van ons om te sê, doen dit. Doen iets met dit. Met die Jesus, God die Vader vir hom ook 'n krag gegee. Dit is so mooi toe hy gesê het, ek doen niks te sê my Vader het gesê. Die kruis ook, oral waar hy beweeg, wonderwerke wat hy gedoen het, die mense vir wie hy gebid het, die mense vir wie hy geleer het, niks het hy gedoen sonder sy Vader nie, soos sy eerste liefde was daar. God die Vader was Jesus se eerste liefde. En sy tweede liefde was eenheid. Ons, sy kinders, die mense verloor gaan. En ek dink Jesus was seker een persoon wat glad nie speel gaan. Jy weet, hy het alles gedoen vir jou en vir my, en vir die Vader.
En Jesus kom en hy sê op dit is nie meer jy wat leef nie, maar Christus wat nou leef in jou. Waar is Christus as jy stil voor jou? Waar is hy? Ek gaan nie so besluit gooi nie. Daai mense gaan nou anders dink daaroor. Maar wanneer ons vanoggend by die tafel sit, wanneer ons stil word en ons dink aan wat Jesus gesê, doen dit op my nagedagtenis. En daardie nagedagtenis gaan nie net oor om Jesus te onthou die kruis nie, dit gaan ook meer as dit gaan oor wie Jesus was. Ek wil nou ons opdeel in die tafel vir jou vra vandag, wees eerlik met jouself. En dis die polisie geleer, en hulle die woord gebruik, be brutally honest about your life. Dink daaroor, hoeveel dinge doen jy om jouself te bevoordeel, sonder dat jy eers God in ag neem? Hoeveel dinge doen jy, wat jy vergeet van jou medemense en laste, en pyn en hartseer, dat jy verby dit stap, soos die Samaritaan, wat wil jy nie daar met ons pad geleid. Dis die godsdienstige mense, wat verby hom geloop het, en homself regverdig het. En sê, ek gaan nie my hande vuil maak met hom, is 'n sondaar wat hy leeg. Ek gaan nie tyd spandeer nie, ek gaan vuil word, my hande gaan vol bloed word, stap verby. Maar die Samaritaan stap nie met 'n spieël in sy gesig nie, want hy spieël is weg en hy sien die persoon raak, wat stikkend is aan sy pad. As jy 'n spieël voor jou dra, kan jy nie ander mense se pyn en tyd raak sien. Kan jy nie God se hart raak sien. Want elke gebed wat jy bid jy vir jouself, wat jy wil hê. Elke ding wat jy aanpak, dink jy, hoe kan ek myself bevorder hier? We staan hier voor gepreek en sê, hoor, jy kan pastoor ander bevorder. Nee, dis nog. Maar ons al buite is, en ons op 'n plek kom, waar sê, ek sal myself te nakom vir my medemens. Ek sal my laaste gee, en eerder God vertrou, want ek weet hierdie persoon het nie geloof om God te vertrou nie. So ek sê die hand van God. So gee my laaste R20 vir die persoon, ek staan terug, en ek weet God sal voorsien vir my. Ons moet jy bid vir mense wat nie meer geloof het, en jy voel het, of iemand te bid sê, Here, hoor jy, pastoor, ek het nie meer geloof het, ek weet nie eens om te bid nie, maar sê vir hulle, ek bid vir jou. Ek staan in die bres vir jou, ek intercede, because you can't. As jy met in 'n koma lê, dink jy dat jy kan bid? Nee, jy bid vir hom, namens hom. En mense, ons kan so in julle onder ek video gespeel van hoe hulle wys met elke persoon wat hy deurmaak, met wie ek nou gehoor, hy kanker hierdie persoon sy vrou het 'n baba gekry, daai gedeelte, dink jy daai gedeelte. Ek wil hê dat ons, as die spieël wegvat, gaan jy dit begin sien. Dan gaan jy begin sien die mense om jou. Want dis die hartklop van God. Hy het gesê, ek gekom dat julle lewe en lewe in oorvloed kry. But we are not giving that. Ek moet self stil, wanneer jy depressed raak, dan val ek jou so vast, dat jy sien nie eens die ander mense probleme raak, jy sien nie jou eie probleme raak. Wie eendag sit ek so, en ek laas week vir hulle vertel van die vrou, ek so vast het van haar eie probleme, dat jy so om die draai stap, iemand anders 'n probleem sal sy van probleme weg is, en sê, ja, dat is so. Dis wat God wil doen. Hy wil jou, in jou situasie, buiten jou situasie sê, wie wat ek gaan nog steeds aangaan. Ons by God uitkom. En ek glo wanneer God se hart klop en ons begin woon, gaan jy oor begin oopgaan. As jy oor begin oopgaan, gaan die liefde van God in jou hart plaas oorgaan aan die mense om jou. En wanneer daai liefde aan daai mense se lewens raak, beloof ek julle, niemand bly dieselfde wat God ontmoet het nie. Niemand nie. Jy verander. En ek vra vandag, elke van julle, volgens die maat van jou vermoë, het iets van God ontvang. En jy moet iets daaromtrent doen. As jy niks daaromtrent doen nie, ek spesifiek daai vers van liefde, en laat die nuttelose diensknegt uit in die buitenste duisternis, daar sal gemeen wees en geknars van pad. As jy die doel mis,
Ek dink dit is die seerste, grootste verwerping wat ek ooit gaan ervaar. Die dag as Jesus vir jou sê, jy het alles gemis. Jy het alles gemis wat ek deur jou gedoen het. Jy het my uit 'n droom gehad. Ek het gawes vir jou gegee. Ek het 'n roeping op jou lewe gegee. Ek het vir jou mense langs die pad gestuur wat God nodig gehad het en jy het net verbygestaan. Ek het mense jou pad langs gestuur wat net in daai oomblik al het hulle reg vir jou sê ek het dit nodig en sê ek sou kom ons dit net saam te doen. Maar God wil hê iets meer doen. Wat doen jy met jou lewe wat God vir jou gegee het? Jesus het alles gedoen. Hy het mense gesond gemaak. Hy het gespandeer met mense wat nie eens God geken het nie. En ek vir God gewys. Hy het tyd gespandeer met mense wat in die wêreld verwerp en veroordeel was, het hy gaan saam spandeer. En aan die einde het hy gekom en hy het al sy liefde uitgestort. Hy is hier 'n goeie mens. En toe die gemeenskap hom moes kies, sê hy as die Barnabas, kruisig Jesus, die man wat daar was van hom, was verwerp in sy lewe. En ek glo toe hy daar staan, Mel Gibson, my prentjie is wat ek gesien, stil het geslaan. Toe sê hy vir homself, Vader, ek doen dit vir nou, want jy het al eerste lief gehad. I pay gladly the price for these people and for you. So vir my broers na vore te kom, as jy volgende deel van hierdie broodjie. En Jesus sê aan die tafel, hy sê, dis my liggaam wat vir julle gegee is. En dan sê die woordjie, doen dit tot my gedagte. So wanneer ons hier so vandag begin met die hele van dit, is die eerste stap om doen om te sê, ek herinner myself dat ek doen dit vir Jesus. Ek doen dit vir God. En hierdie brood kom uit een broodstuk, en jy sien hierdie brood is gebreek. Hierdie ander broodjies kom uit die brood uit. Dan leer die Here ook vir ons as 'n deel van die liggaam. Waar ons leef. So wanneer jy deel in hierdie broodjie, moet jy vandag besef, dat God het jou geroep om ander mense ook lief te hê. Mense doen dit ook maar. Hy het jou geroep om God eers lief te hê. So wanneer jy volgende deel in hierdie broodjie, dan vra jy vir Here, asseblief, help my om nie in die spieël te kyk en net myself aan te sien. Maar help my om ander mense aan te sien. Soos Jesus sy liggaam gebreek het vir elkeen van ons. Ons gaan ons mense help en hulle ondersteun en sy voetspore bywoon.
Net so na die ete Jesus die beker geskink en sê, dis die bloed van die Nuwe Testament. Die nuwe verbond wat hy gemaak het. Dis 'n verbond van liefde wat hy vir elkeen van ons het. En hy het dit met sy bloed gesmeer en sê, ek gee my bloed vir julle lewe kan hê. Ek gee my bloed vir julle liefde kan ervaar. Wanneer jy volgende deel die aan sê, volgende dankie vir die Here. Here, dankie dat U my lief gehad het. Dat U vir my omgegee het, dat U bereid was om die bloed neer te lê, te laat vloei. En dat ons deel van die liggaam kan wees. As jy met die beker wil bedien word, kan net jy hand opsteek, dan kan jy die res van die beker met die kant gesteek word. Slegs op my manier.
Vader, baie dankie dat ons net Here is vanoggend net ons harte reg te kry. Dat ons eerstens in U kry. Dat ons U hart God ervaar in ons lewens, weet wat U hart is, weet wat U droom is, weet wat U begeertes is. Maar kyk eens anders in die mense om ons. En dis my gebed vandag, Here, dat U hierdie week elke van ons sal gebruik om te doen wat U wil hê ons moet doen. Maak ons oë oop, maak ons harte gereed. Maak ons hande gereed om mense se lewens aan te raak. Net soos Jesus daar was vir sy mense. Ja, ons moet ook daar wees vir ons mense. Die mense wat U aan ons toe vertrou. Die mense met wie ons stap, wie ons ontmoet langs die pad, wat U vandag nodig het. En ons dank U daarvoor, Jesus. Amen. Wat wil jy sê? Weet maar, ons is eintlik so daarom op vandag weer hoe hier is doen dit voor die vrees en doen dat weet al baie dit. Wat jy uit die vrees wat jy het gemaak op vandag. So daar was dan nie voor ons geen dag dat ek moet al baie dit. Ja, so daar was iets al baie kaart so wie gedoen het nog wat God is good as is that we never compete with the other thing. God is good, let's go. Amen. Amen. So dit raak vanaf hier ek moet probeer hierdie week, wat is dit een persoon, net een persoon. Wat jy nou uitreik as jy lewe van 'n paar dele van. Okay. Of moet miskien nou se pad. Jy verskil gaan daar. So terwyl ons kan na vore toe kom, as ons vandag afkondig gestaan word weer. Hierdie week is dit jeugweek. En we doen dat in ieder geval doen het, maar keer gaan dit nie so veel. Vanmiddag 4:30 doe jy al die kerk, enige persoon, jong en oud, om by die hoërskool in mekaar te kom en ons gaan bid vir die jeug. Dis 'n jeugweek wat ons baie bevoorreg in ons skool om nog te kan sê die skool geleentheid skep dat God se naam vereer kan word in die skool. Waarin die hele week hashtag en mense as 'n groep kom die Here van die week bedien, predikante is betrokke, mense is betrokke. So vanmiddag 4:30 nooi hulle net as julle saamkom, maar by die hoërskool, dan gaan ons saamkom en dan saam daarso bid vir die jeugweek. So elke aand in die week tot en met donderdag aand is daar 'n jeugdiens waar die hartklop van God is om mense te leer word. En as jy nou ons mense kyk hier in ons kerk, dan kom ons agter die Vrydag aand en dan is so mooi gesê, elke van die mense se brood en hulle nodig God te ontmoet. En wil jou vra asseblief bid saam ons hierdie week. En dan volgende naweek is lang naweek, maar julle is baie welkom. Ons gaan lekker diens nou hierso, daar is 'n kerk wees. Die vrouens, ek weet dit is vroue dag, maar die mans het gevra, wys ons daai dag wat vroue moet doen. Julle kos maar die res van die vroudag, praat oor die rol van die vrou, ons gaan miskien so die volgende maand so 'n bietjie praat oor die rol van die vrou speel ook dan in die gemeente en so aan. Is jy reed om af te sluit? Ons nooi daai tyd asseblief. Julle ken die verhaal van die Breëweg, die Smaalweg. Daai weg is breed. Dit lei na die verderf toe. Daar agter is 'n smaller weg. Daar's koffie. En daar's vetkoeke. So ondersteun asseblief die dames, dat vetkoek goedkoop is, die Here se mens. R35 vetkoek. En hy's groot genoeg, die vrouens eet om 'n 2 stuk en die mans eet om 1 keer. So julle is baie welkom asseblief. Ons steun die dames met hulle fondse samel en ons eer die vandag. Ons staan op, as die naam van die Here kom en by hierdie geleentheid. Ons steun eers op van ons terug en daarna kan ons dan
wees vir mekaar. Gaan met ons, die weet, Here, waar ons wil beweeg, Here, dat U elke stap met ons neem, Here, ons plaas sal gee. Here, ons bid vir die jeugweek hierdie week, dat U kinders se lewens sal verander, Here, dat hulle om sal draai, dat hulle sal weet dat Christus het vir hulle drome, Christus kyk na hulle lewens, Here, U is so lief vir elke van hierdie jong mense, en ek vra Here, dat U